My naam is Johan van Zyl en vandag gaan ons praat oor hoekom sukkel mense met hulle multifokale brille. Inteendeel, ek wil so ver gaan om te sê dat as jy oor 50 is en jy's by 'n partytjie en 'n brilonderwerp kom op, dan gaan daar iemand wees in daai geselskap wat gaan sê, ek sukkel met my multifokaal, of dit nou is omdat ek nou my kop moet heeltyd beweeg, of my ken optel as ek op die rekenaar is, maar daar gaan beslis iemand wees wat sê, ek sukkel met my multifokaal, die ding laat my partykeer 'n bietjie dronk voel, ek voel nie lekker gemaklik nie, ek moet so half oog konsentreer, en teen die middag wil ek die ding net so half afhaal en net my oë laat bietjie ontspan, voel of ek so half partykeer net so 'n koue lappie op my oogies moet sit. Nou, hoekom gebeur dit? Wat gaan aan daarso? So, kom ons begin met multifokale brille. Multifokale brille is gewoonlik lense, moderne lense vandag, wat ons gee vir ons pasiënte oor 45 jaar oud. Daai brille wat jou ma en pa miskien gehad het, daai met die groot vet lyne, ons noem dit bifokale. Multifokale lense dit lyk soos 'n normale lens. Jy kan niks lyne sien nie, maar dit los daai probleem op van ek kan nie naby sien nie. Wat gebeur is hier, as jy ouer word, jy ook kan nie meer natuurlik naby kyk nie, en baie keer dan word dit 'n probleem, is 'n onpraktiese oplossing, en dis hoekom ons dan die bifokale lense gehad het in die ou dae met die lyn. Jy het presies geweet waar om te kyk. So bo die lyn was ver kyk, en onder die lyn was naby kyk. En multifokale noem ek vir my pasiënte, ek noem dit onsigbare bifokale. Want die verkyk is nog steeds bo en die lees is nog steeds onder, maar dis die eerste probleem. Jy weet nie altyd waar jy is nie. So, as ons pasiënte in die praktyk sien en hulle kom hulle nuwe multifokale brille optel, dan los ons hulle altyd eers in die stoel. Ons doen nie ons gee nie brille vir pasiënte by ontvangs nie. Ons leer eers vir ons pasiënte dat hulle oë moet beweeg. Dis die heel eerste ding. As jy opkyk, moet jy opkyk en jou kop stil hou, en as jy afkyk, moet jy jou kop stil hou en jy moet afkyk, sodat jy seker maak jy's in die regte area. Want onthou nog steeds, verkyk is bo jou lens, lees is onder. En as jy dan jou oog die hele tyd gaan gebruik en jou kop beweeg, dan gaan jou bril letterlik vir jou, jy gaan net in die middel kyk. So jy moet leer heel eerste, en ek sê vir ons pasiënte, vat 2 of 3 minute elke dag die eerste week, skryf jy jou selfoon of 'n boek en kyk op, en maak seker jy kan lekker duidelik sien as jy afkyk, hou jou kop stil, kyk af, maak seker jy kan duidelik sien. As dit nie perfek duidelik is nie, dan bly jy daar kyk en wys jou oë waar om te kyk. Want dis die groot probleem in die begin, is jy weet nie waar om te kyk nie. En dan later dan wil die mense so maak, dan is jy besig om addisionele hoeke en verskillende areas van jou lens te kyk, jou brein gaan nooit leer nie. So stil sit, lekker hou kombuisstoel en maak seker jy kyk op, en as daar waar jy kyk nie perfek duidelik is nie, dan bly jy vir dit kyk en wys jou oë waar om te kyk in jou lens. Want as hulle die goed maak, dan maak hulle dit vir 'n pasiënt met 'n gemiddelde hoogte, 'n gemiddelde kykafstand en hoek. Maar ons almal is anders. Ons almal het ons unieke eie hoogtes, kykhoeke en afstande en gewoontes. So dit is waar ons begin met ons pasiënte. Maar nog voor ons daar kom, waar begin ons? Nou, dink net 'n oomblik, multifokale brille. Wat is dit? Dis 'n lens wat letterlik die kurwe verander. Want as jy gaan kyk na die ou bifokale, dink 'n oomblik daaraan, daar het jy 'n lyn gehad, jy het 'n skeidingslyn gehad tussen jou verkyk en jou lees. Jy het nie daai skeidingslyn nie, so die lens verander stelselmatig, daar's verskillende voorskrifte in daai lens, maar my vraag is, dink 'n bietjie aan, wat het van die lyn geword? Waantoe is daai lyn van distorsie? Want op 'n bifokaal het jy een lyn van distorsie. Op 'n multifokaal het jy geen lyn nie. Daar's niks opsigtelik nie, daar's nie 'n lyn nie, jy kan niks sien nie. So waantoe is daai lyn van distorsie in jou multifokaal? Wel, ek is jammer om te sê, daai lyn van distorsie is weggesteek in daai multifokaal. Hulle steek daai lyn, hulle steek daai distorsie weg. En dit is hoekom baie pasiënte sukkel aanvanklik met hulle multifokale brille. Want daar is eerstens visuele distorsie.
So daar's verskillende areas in jou lens, soos wat hulle die kurwe van die lens verander, is daar verskillende areas, en dit is wat ek nou gesê het, ons begin dat jy net leer. En dit is waar ons begin. So heel eerste leer ons pasiënte hoe om die multifokale brille te gebruik. En ons gee vir hulle letterlik so half van 'n instruction manualkie ook, die dag as hulle brille kom optel, en ons wys hulle, kyk op, hou jou kop stil, en maak seker jy kan ver kyk, en dis mooi duidelik daar, en as dit nie presies duidelik is nie, beweeg jou kop so 'n bietjie, wys jou oë waar om te kyk in jou bril. En as jy jou oë 'n paar keer gewys het, uiteindelik gaan jou oog leer presies waar om te kyk, want wat eintlik gebeur is dat jou oog leer watter plekkie in jou lens stem ooreen met waar jy wil kyk, wat se hoek en wat se afstand. Nou as jy dink daaraan, dis eintlik ongelooflik dat jou brein dit kan leer, want daar's nie 'n verwysingsraamwerk nie, daar's nie 'n lyn nie, daar's niks wat vir jou oë sê waar om te kyk nie. So jy moet hom in die begin wys, want soos ek sê, daar is verskillende voorskrifte in daai lens. So dis die eerste probleem, as jy kyk in die middel van die lens, daar's verskillende voorskrifte op en af, en dan aan die kante, dan kry jy ook kantdistorsie, peripheral distortion. So as jy jou kop stil op jou multifokale brille en jy kyk na die kant toe, dan gaan jy altyd sien, veral hier so onder die kant toe of so, is dit baie keer distorsie, dis dof, dis nie lekker nie. Want wat hulle doen as hulle die lens maak, hulle probeer om so half glad te hou, dat jy kan op en af kyk, en dit is, daai op en af kyk stem ooreen met waar jy wil kyk, en die hoek en die afstand. So, maar voor ons nog daarby uitkom eers, maak ons eers seker dat die voorskrif reg is. So multifokale brille, as dit reg gedoen word, werk dit wonderbaarlik goed, en dit is fantastiese lense. Maar as dit nie reg gedoen word nie, voorskrif begin, of die opmetings. So as ons 'n multifokale bril opmeet, dan meet ons elke oog op. Ons vat nie net 'n liniaal of iets vir die oog en ons meet die twee oë se verskillende so nie. Ons maak seker dat hierdie oog in jou bril wat jy wil hê en gebruik, dat daai oog se middelpunt en die middelpunt van waar die multifokaal pas, dat dit reg opgemeet word. So, en dieselfde met die kant, want baie min mense se twee oë is op dieselfde hoogte, of presies simmetries van hulle neus af. So ons maak seker dat elke lens word reg opgemeet, en as die brille terugkom van die laboratorium af, dan sit ons die pasiënt terug in hulle stoel, en ons maak seker dat daai merke wat ons het, ooreenstem met die pasiënt se pupille die dag as hy sy bril kry. Nou, die grootste probleem is as jy ouer word. En onthou, multifokale brille is tradisioneel gegee om die bifokale lense te vervang, want mense het nou 20, 25 jaar gelede het ons begin rekenaarwerk doen, waar die visies bewe, en bifokale kon jy naby sien, jy kon ver kyk, bo die lyn, maar jy kon nie net hierso op hierdie afstand sien nie. Ja, die middelafstande gee 'n multifokaal, hy is daar gemaak, maar tradisioneel, multifokale was gemaak om op en af te kyk. En ongelukkig daar is 'n ding in die wetenskap, as dit kom by multifokale lense, wat genoem word die Minkowitz-wet, of die Minkowitz theory. Nou, wat beteken dit? Dit beteken, daar is 'n verhouding van die verskillende voorskrifte, wat is die voorskrif bo, en wat is die voorskrif onder, daar is 'n verhouding tussen die voorskrif bo en die voorskrif onder, en hierdie wet, hierdie Minkowitz-wet theorie, omskryf daai verhouding. En basies wat dit sê die verhouding tussen die voorskrif en die astigmatisme neem dramaties toe in jou lens, soos wat jy ouer word en dat jou lens so verkyk en leesarea meer verskil. Nou, dit klink baie gekompliseerd. Maar wat beteken dit eintlik? Baie eenvoudig. Hoe verder jy kyk en hoe ouer jy word, dis net daai twee faktore. Hoe verder jy wil kyk en hoe ouer jy word, hoe kleiner word die visuele veld in jou multifokaal wat nie distorsie het nie. So, in 'n ander manier gesê, hoe verder jy wil kyk met jou multifokale, so as jy van die sterretjies wil kyk tot hier by jou selfoon en jy's 65, hoe verder jy wil kyk, en dis 'n groot afstand, sterretjies tot jou selfoon,
Hoe verder jy wil kyk en hoe ouer jy word, hoe meer distorsie kry jy en hoe kleiner word die veld, of op 'n ander manier gesê, hoe groter word die distorsie area in jou lens. So laterhand, dan moet jy baie versigtig kyk, daai area wat kan duidelik is letterlik baie klein, en dit is die grootste probleem wat ons optel by pasiënte wat oor 60 is, wat nog steeds rekenaarwerk wil doen, of nog steeds 7 of 8 ure 'n dag rekenaarwerk wil doen, want dan moet hy ook sy kop begin optel. So behalwe die distorsie, moet hy sy kop beweeg, en baie keer is dit 'n rekenaar, dit is 'n papierwerkie, dis miskien 'n keyboard, en dan is dit die tipe van aksie, en laterhand dan maak dit die ouens se nekke seer, die bloedtoevoer na die brein word geaffekteer, want jy moet jou kop optel die heeltyd, jy kan tot posturele probleme ontwikkel. Want so ek sê, dit is hoe dit werk, ongelukkig. So om terug te kom, 'n bifokale het 'n lyn, 'n multifokale het nie die lyn nie. Maar die distorsie is nog steeds in die bril, dis net weggesteek in die kant. En dit is hoe dit werk. So hoe verder jy wil kyk, en hoe ouer jy word, hoe kleiner word die veld waar jy kan duidelik sien. Nou, in ons praktyk, as ons pasiënte kry wat oor 60 of 65 is, wat nog steeds 'n goeie 6-7 ure 'n dag op 'n rekenaar spandeer, dan sê ons vir hulle, ons voorstel is dat jy moet 'n tradisionele multifokaal kry wat ek sopas beskryf het. Dis 'n multifokaal wat effektief werk vir op en af kyk. En dit is, ons gee daai multifokale vir pasiënte primêr vir buitegebruik. Want hy kan ver kyk, hy kan daar kyk, hy kan sy selfoon lees. Hy's nie bekommerd oor die veld as hy in 'n kantoor is nie. So as jy luister na die wet, dan sê die wet, hoe verder jy wil kyk en hoe ouer jy word, hoe kleiner word die veld, of alternatieflik hoe groter word die distorsie area. Die enigste verandering is eintlik die afstand wat jy met jou multifokaal bril wil kyk. Ons kan jy nie jonger maak nie. So as jy terugdink na jou eerste multifokaal, dan baie keer kon jy hierso kyk en jy kon daar kyk, jy het nie eers geweet daar's eintlik distorsie in daai lens nie. Maar soos jy ouer word, dan begin jy so half agterkom, maar nou hier is iets in die gang hierso. So ons gee ons pasiënte daai ouderdomsgroep, ons sê vir hulle, ons gaan vir hulle 'n binne multifokaal gee en 'n buite multifokaal. Die binne multifokaal is 'n multifokaal word vir jou kantoorgebruik en vir jou rekenaargebruik, want ons verander die voorskrif. Die verkyk en die leesvoorskrif maak ons kleiner, dat ons in ag neem hierdie Minkowitz wet. Want hoe groter daai verskil is tussen verkyk en lees op jou ou dag, hoe groter is die distorsie, en die distorsie neem eksponensieel toe, ongelukkig. So ons maak vir 'n pasiënt 'n tipe van 'n multifokaal met 'n eerste graadse moderne multifokale lense vir kantoorgebruik. Dit is nie 'n kantoor multifokaal lens wat ons gebruik nie. Ons gebruik 'n tradisionele goeie kwaliteit multifokale lens, wat ons die voorskrif verander, dat ons die verkyk bo is dan basies word gemaak vir jou kantoorgebruik, so jy kan met hom in die kantoor rondloop, jy kan toilet toe gaan, dis nie 'n leesbril nie, jy kan om jou kyk, maar nou het jy 'n veld, want hoe kleiner die verskil is tussen jou verkyk voorskrif en jou nabykyk voorskrif, hoe groter is die veld. So die een multifokaal basies is dominant op en af, en die ander multifokaal is dominant visuele veld. So jou kantoor multifokaal word so half gemaak vir binnegebruik. So dit is, ek noem dit velddominant, terwyl jou normale multifokaal is distansie dominant. Ek sê vir my pasiënte, ek kan vir jou miskien vinnige kar gee, ek kan vir jou Ferrari gee, vir lekker platpad en vinnig ry, of ek kan vir jou byvoorbeeld nou 'n lekker 4x4 gee, maar ek kan nie vir jou halfte Ferrari gee en halfte Pajero gee nie. Ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie vir jou 'n vinnige kar in 'n halfte sny, so ek kan nie vir jou een multifokaal gee wat vir jou gaan 8 ure 'n dag naby kyk gemaklik nie, en in dieselfde asem dan gaan nou jy vakansie en jy wil gaan 8 ure 'n dag rondloop. Ek kan nie dit doen nie. Dit is nie hoe dit werk, ongelukkig nie. En dit is die groot probleem hoekom meeste mense sukkel met hulle multifokale. So dit is al daai goed wat ons doen in die praktyk om seker te maak dat jy gelukkig is met die produk en die oplossing wat ons vir jou gee. Want aan die einde van die dag gaan dit oor
inligting absorpsie.